Dankie Here, dat U op die troon sit. Dankie dat U heers. Dankie dat U oor ons heers. Oor ons situasies heers U. Oor die oorwinnings heers U. Here, maak nie saak waar ons onsself bevind nie. U heers, want U is op die troon. Dankie dat ons oë kan opslaan. Dankie as ons te neergedruk voel of ons tekort kom. Voel of ons net die merk mis. Here, is U steeds daar. Because You are the God in the valley and the God on the mountaintops. Here, soms wil ons as mens nie in daai valley wees nie. Here, maar dis in daai valley waar ons U nabyheid voel. Waar ons U voel wanneer ons uit begin styg. Here, want U karakter is dat U wil hê ons moet op die bergtoppe staan. Here, maar help ons om in ons swakheid, in ons valleys, daar waar ons tekort kom, U nabyheid meer soek as ooit. Here, help die kerk in geheel om in die valleys U te soek, nie te draai na dinge en situasies op tekortkominge nie, maar dat ons ons oë op U sal hou. Here, want U sal vir ons deurbreek, so seker soos die dag breek en die laat somerreën. Sal U vir ons deurbreek. Ons bid, Here, U seën oor elkeen in hierdie saal, in hierdie kerk, dat U seën en die salwing, the glory will rain down op U mense. Dankie vir U goedheid en U soete teenwoordigheid in Jesus naam. Amen. Amen. Jy kan jou sitplekke neem. Dankie band. So, ons is besig met 'n reeks Back to Basics. En ons as mens, ek praat met myself, jy moet met jouself praat, complicate als. Ons wil altyd, ek is 'n down spiraler. So as Corien vir my iets sê, of 'n vraag vra, dan overcomplicate ek dit in my kop. Sy vra my net 'n normale vraag. Dan wonder ek by myself, hoekom vra sy nou hierdie vraag? En waarom wil sy dit vir my vra? En dan gee ek vir haar 'n antwoord op my overcomplicatedness. En dan is dit glad nie wat sy wil hoor nie. En so gereeld in die kerk, ek praat nie net van hierdie kerk nie, die kerk in geheel, overcomplicate ons dinge. En dis hoekom ons besluit het, back to basics. So ons gaan vandag kyk na 'n paar dinge, wat ek glo die basiese beginsels, nie almal nie, ons gaan na 2 goedjies kyk, ons gaan na die volgende paar weke, die basiese beginsels van ons geloof, wat ek glo ingekruip het. Dis nie intentioneel dat ons toelaat, dat ons complicated word nie. Maar verlede week het Poelie daaraan aangeraak, 2 Kronieke 7 vers 13. En ons gaan nou by 14 ook kom. Hy sê, Kronieke skryf hierso, as ek, God, die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie,
of as ek die sprinkane beveel om die land op te eet, of as ek pes onder my volk instuur. Sien julle die complicatedness? Vandag gaan hy skrif later aan en ek gaan hom, en hy sê, as ons maar net terugkeer, verneder julle self, hou op om verkeerde dinge te doen, en julle bid, dan sal ek julle land gesond maak. Ek gaan vra dat hulle vinnig daai video speel. Locusts. They're normally solitary insects. But when there's an abundance of crops, their numbers can reach plague proportions. These flightless hoppers can form armies a kilometer long. But they have only just begun on their path of destruction. At 5 weeks old, they morph into fully fledged adults and can take to the air in their billions. This size may only appear once in a decade in Madagascar. Traveling over 80 kilometers a day, they can devour 40,000 tons of vegetation. Farmers' precious rice crops. On reaching the highlands, a plague is finally stopped by the heavy mountain rains. Wet wings prevent the locusts from flying, until eventually the swarm runs out of food and dies. So hy sê, hulle eet 40,000 ton vegetation in sy tyd wat hy beweeg. Gebeur net een keer in 10 jaar. En hy beweeg 8 kilometer per dag. So Joël skryf in Joël 2 vers 20, ja, ek sal die sprinkaan-swerms wegjaag en wegdrywe, want hy het al te groot dinge gedoen. So ek begin nou agter. So jy weet wat die Here se plan is. En jy weet wat die Here se doel is met die kerk. Maar as ons kyk na die betekenis van basics, dan sê dit die belangrikste en nodigste feite, vaardighede en idees van iets. Die nodigste en belangrikste feite. So as ons gaan kyk na 2 Kronieke 7 vers 14, hy sê, as dit gebeur, as hierdie gebeur, wat ek nou vir julle gaan sê, dan het julle die basies gesnap. As my volk verneder hulle self en hulle soek en bid
En as hulle ophou om met hulle verkeerde optrede, sal ek hulle vergewe. Dan sal ek hulle land gesond maak. Ek weet daar's baie boere hierso en jy wil graag die fisies ook gesond hê. Maar ek as pastoor wil graag die geestelike land gesond hê. En ons laat toe dat ons kerk complicated. Die oorspronklike van kerk is overcomplicated. En ons add dingetjies aan wat dit complicated maak. As ons net by die basics wil uitkom, dan los ons al die godsdiens, al die dinge wat ons vir onsself aangetrek het. Want dan raak dit net dade, dit raak net hier aan die buitekant. En dit lyk oukei, soos wat ek daai dag gepraat het met ou Smiley. Aan die buitekant lyk dit oukei, as jy hier instap, dan smile jy en almal dink is oukei. Maar is omdat ons goeders aan-add om net oukei te wees. So ek en jy, en ek gaan 2 dingetjies net aan, jy het dit al gehoor, dis niks niets nie, maar dis die basics. So gereeld, hoor ons op die rugbyveld, die basics! En dan gaan hulle in die kleedkamer en ek ken net een ou wat nie by die basics stiek nie, en sy naam is Rassie Erasmus. Hy dink heeltemal uit die boks uit. Maar as die ouens net bene wil tackle, dan gaan ons nie meer al die gevaarlike tackles en so sien nie. As die ouens net wil laat loop tot by die vleuels, dan gaan druk ons meer drieë. Maar nou wil ons rolmaal en goedjietjies, soos wat die preektitel sê, is al die hardloop hier om en doen dit, en dan raak dit overcomplicated. En dis wat ons gedoen het in kerk. Om dit te doen, om daar te kom, moet jy hierdie doen. En ons laat toe, laat daar springkane in ons land inkom. En wat doen springkane? Net verwoesting. So die 2 dinge, en die eerste ene is in Joël 2 vers 13. Joël skryf hierso 'n interessante ding. Hy sê, ek en skeer julle harte en nie julle klere nie. En bekeer julle tot die Here, julle God. Ek gaan nou by die ander gedeelte kom. So, wat hulle daai tyd gedoen het, is hulle het hierdie mooi kleed gehad aan die bokant, en om te wys aan die mense, ek verneder myself voor God, moes hulle kleed skeer, om weer 'n nuwe kleed te kan kry van God af. So dis 'n vorm van vernedering, vir hom, wat as 'n gesiene man is, skeer af. Maar Joël sê, dis net die uiterlike. En wat ek beleef in die kerk, en ek praat nie Klein Karoo nie, asseblief hoor my mooi, Klein Karoo gemeente nie. Ek praat die kerk in geheel. Die kerk het geestelik hoogmoedig geraak. Geestelik hoogmoedig geraak, want die een dink hy's beter as die ander ene. Dis vir my so hartseer, en ek is in gesprekke van kerke. As jy lank genoeg met my praat, gaan ek oor kerk met jou praat. Maar dan hoor ek hoef nie denominasies te, dan hoor ek, die een probeer die ander ene 'n normale lidmaat oortuig. Jy moet eerder na my kerk toe kom, want daai kerk, hulle doen dit verkeerd. Dan vra ek, het jy geestelik hoogmoedig geraak? Want as ons almal net Jesus preek, dan wil ek vir jou sê, enige kerk, as 'n kerk die woord van God preek, en hy laat toe dat die Heilige Gees mense se lewens verander, en mense hulle self nederig maak voor God, dan sal hierdie kerke in hierdie dorp stampvol sit. Maar mense kom en hulle add dinge aan. Filippense 4 vers 12 en 13 sê, ek weet, en Paulus skryf hierso, ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. En
elke opsig en in alle dinge is ek onderrig. So, hoor, hy sê, ek ken jou dinge, en ek ken hierdie dinge, ek weet hoe dit werk. Om versadig, sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê, sowel as om aan gebrek te ly. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat vir my die krag gee. Paulus beleef, dat ek kan hoogmoedig, ek was al hoogmoedig, ek het al mense vervolg, ek het al sleg gedoen, en ek het al niks gehad nie. Ek weet om verneder te word, en ek weet hoe om oorvloed te hê. Paulus verstaan die basics van die geloof, en dan sê hy met vrymoedigheid, ek, omdat ek die basics verstaan, is tot alles in staat, deur Christus wat vir my die krag gee. In Filippense 2, sê 7 tot 8, sê Paulus hierso, skryf van die mense, en in hoofstuk 2 praat Paulus, die dood is 'n wins, en dis beter as iemand eerder gaan, en by die Here gaan wees. Want dis die basics, ons moet lewe dat ons in die hemel opeindig. Dis die basis van ons geloof. Maar Paulus snap iets, dat of ek lewe, en of ek nie lewe nie, wanneer ek lewe, moet ek daarom lewe, om 'n verskil in mense se lewens te maak. Ek moet nederig na mense toe gaan en sê, jy het Jesus nodig, in liefde. Verstaan? Maar hy sê so, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg. Hy praat met die mense in Filippense, en hy sê, Jesus het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem, en aan mense gelyk te word. En dis hoekom ek sê, geestelike hoogmoed het in die kerk ingekruip, want dan kan ons nie meer tussen mense wees nie. Ons kan nie meer net, hier langs hierdie ou met hierdie champ snor, gaan sit en wees, en net wees nie. Jesus het 'n dienskneg geword. Hy het daai ou aan die hand gevat, sorry dat ek jou hierso aan die hand gevat, en 'n pad saam met hom gestap. Maar as ek geestelik hoogmoedig is, dan stap ek net verby hom, en ek sien hom nie, want ek is mos beter as hy. Ek weet meer van die Bybel as hy, en wie is hy, te dink ek moet met hom praat. So dis waar ons onsself bevind, ons dink ons het 'n raai geestelik. Ek en jy gaan onsself moet verneder, geestelik, hier binne, afbreek, daai goedjies afhaal. Joel 2 vers 13 gaan aan in die B-gedeelte, hy sê, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierendheid, en een wat berou het tot sy onheil, sal uitred kry, sal die springkane wat jy toegelaat het in jou lewe. Ek en broer Tommy, as jy nie weet wie Tommy is nie, dis die ou wat nou afkondigings hierso so gedoen het. Ek en hy praat in die week, en ek sê die leierskap is 'n groot verantwoordelikheid. Want ons, en ek sê elkeen van julle is 'n leier waar ook al jy is. As jy 'n besluit moet maak, moet jy seker wees die Here het vir jou daai besluit gegee. So as jy in nederigheid na die Here toe kom en sê, Here, ek het hier nou so nodig. Asseblief, ek kan dit nie doen sonder U nie. Ons moet nou in 'n rigting in beweeg. Dan sê die Here, sien jy daai deur? Soontoe. Ek vat nou as 'n voorbeeld. En dan kom die menslike faktor in, so klein bietjie hoogmoed. Here, okay, ek hoor U, maar ek dink net so.
2 grade af. En dan dink ons die Here het vir ons gesê, dis die rigting. En ons begin loop. En as jou rigting af is, gaan jy nie by die deur uitkom nie. Want daar het 'n bietjie geestelike hoogmoed ingekruip. Want Here, ek weet bietjie beter. En ek kom nie by die deur uit nie, en dan besef ek, Here, maar hoekom kom ons nie by die deur uit nie? Hoekom kom daar nie 'n deurbraak in my lewe nie? En al wat dit kos, en daai skrif sê dit mooi, so mooi, die Here is so genadig. As ons net wil, want as daar 'n bietjie geestelike hoogmoed in jou is, gaan jy aanhou probeer, laat ek maar hier oor klim, maar ergens gaan ek uitprobeer kom, en dan nou maak ek skade, en as ek hier oor is, dan klim ek oor Reinhard, en ek is hier bo oor, en ek het later nie meer 'n saak wie ek trap nie. Maar as ek berou het, en ek sê, Here, en ek verneder myself, en ek sê, Here, ek draai terug. Ek wil weer by U uitkom, want ek moet recalculate, en ek moet seker maak, ek hoor reg. So wanneer ons 'n besluit maak, moet ons die hele tyd in ons kop daai vrou se stem hoor, recalculating. Want daar's altyd menslike faktor betrokke by ons besluite. Die Here maak jou nie skielik nou hierdie amazing ou en jy gaan al die besluite net regmaak nie. Hierdie brein, 2 pond, stuk vleis, hier in jou kop, maak jy altyd foute. So Joel 2 vers 12 sê, en dis my tweede punt wat ek hier wil maak. So ek spring rond, hoor, sien julle, vers 13, vers 20, vers 13 weer in vers 12. Maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot my en julle hele harte. Draai weer terug, bekeer jouself, kom weer by Jesus uit. Dan sê dit, en met vas en geween en rou kla. So sien julle, ek gaan volgende week bietjie oor die gebed, hoe ons die Here soek, want ons moet weer waarlik die Here soek in gebed. Maar hy sê met vas en geween en rou kla. Dis nie net 'n, ag Here, asseblief. Dit is 'n soeke, 'n dringendheid. Here, asseblief, ons het U nodig in hierdie kerk. Ons het U so nodig dat U hierdie kerk stampvol sit. Maar ons moet weer terugkeer tot die basics. Romeine 12 vers 2. En Paulus skryf weer hierso. Hy sê, ek vermaan julle dan. En as iemand vermaan, dan praat hy ernstig. Ek vermaan julle. Spreek die Here. Ja, ek is nou weer by Joel 2 vers 12, sorry julle. Broeders, by die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. En dan eindig hy hom af en hy sê, dit is julle redelike godsdiens. Nie dingetjies nie, dit is die basics, dis die belangrikste deel van julle geloof, dat jy jou liggaam moet stel as 'n lewende offer. 'n Lewende offer is bruikbaar in God se hand, sodat God dinge deur jou kan doen, maar hy kan dit nie doen as jy geestelik hoogmoedig is nie. Hy kan ook nie dit doen as jy aanhou loop en nie terugdraai en jouself, jou verkeerde maniere, jou verkeerde denkwyses weer regkry nie. Hy gaan aan en hy nooi uit, want hy weet, ons draai weg. En ons kry ons planne en strategieë van die wêreld af, want die wêreld sê hulle het nice planne. Hy sê, en word dan nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word
verander deur die vernuwe van julle gemoed. Ander vertaling sê, deur die vernuwe van jou gedagtes. Jy moet weer hierdie gedagtes vernuwe, konstant, en dis deel van bekering. Wanneer jy die Here vra, Here, verander hierdie denkpatrone, want ons raak gelykvormig aan die wêreld. Verander hierdie gedenkpatrone, sodat julle nie beproef, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So as jy aanhou aanvoeter, hier bo-oor, dan volg jy nie die wil van die Here nie. Want die wil van die Here is dat jy by die deur moet uitkom. Die wil van die Here is dat jy weer terugkeer na die basics. Joel 2 vers 28. Nee, kom eers. Joel 2 vers Filippense 2 vers 10 tot 11. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op aarde is en die wat onder die aarde is, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Dan, sê Joel, kyk hierdie, so Filippense 2, hou daai in jou gedagte, 2 vers 25, hy sê, die Here sê, as ek en jy nederig na die Here toe terugkeer, en ek praat eerste met myself ook, bestuurspan, dat ons weer terugkeer in nederigheid na die Here toe. Terug by sy basics kom. Terugkeer en sê, Here, ons mag dalk die punt gemis het. Ons mag dalk die plan vir die Here gemis het. Maar Here, asseblief, wees ons genadig. Wees ons barmhartig. Ons keer weer terug. Hy sê, die Here sê, ek sal herstel dit wat die stroperspringkane, die snyspringkane, die swermspringkane en die jong springkane verloor het, wat julle verloor het daarso. En ek het hierdie groot en vernietigende leer teen julle gestuur. Jy weet, daai springkane kom een keer in 10 jaar. En so gereeld hou ons aan, en ons laat toe, en ons add nog 'n bietjie aan, en nog 'n bietjie aan, en ons kan aanhou, ons kan vir 10 jaar aanhou. Maar die probleem is, en ek dink ons almal beleef dit, skielik is daar fout. Here, wat nou? Want as hulle sê, 5 maande is hy in die kokon, en as hy uitbroei, dan binne oomblikke saai hy verwoesting, dan sê hy volwasse, so hy is nie eers klein springkaan, en dan word hy groter nie. So hy word gebore, en binne 'n paar minute saai hy verwoesting. En skielik kom daar, maar die Here sê, hy sal dit weer herstel. Paulus skryf in Handelinge, Lukas skryf in Handelinge 2 vers 17 en 21, ek gaan dit nie lees nie, maar jy kan dit neerskryf, en jy kan dit gaan lees ook. Maar dan, so hy verwys terug na Joel toe, hy bevestig dit wat Joel profeteer het, jare terug. Joel 2 vers 28 sê hy, daarna, en Lukas skryf, net soos Joel geprofeteer het, daarna sal ek my gees op alle mense uitstort. Julle seuns en julle dogters sal profeteer. As ons weer terugkeer na die basics toe, dan sal die seuns en die dogters weer in die huis opstaan en profeteer. Julle ou mense sal drome droom. Jong mense, die ou mense gaan drome droom. Dit is wysheid. So ons moet nie die ou mense uitskuif nie. Dis hoekom ons 'n goue jare byeenkoms het. Ons wil hê hulle moet sterk wees en hulle moet kan drome droom. Hulle moet waarskuwings kan gee, wanneer daar waarskuwings gegee moet word. Julle jong mense sal visioene sien. So as jy na hierdie uiteinde van hierdie storie kyk, al basic
wat ons moet toelaat in hierdie gemeente, wat hierdie sprinkane, wat verwoesting saai, moet ons toelaat, en hulle sê, al wat hom van sy koers afwaai, sodat hy vrek van honger, is wind en reën. So ek en jy gaan moet toelaat, laat die Heilige Gees wind in hierdie kerk weer begin waai. Dit mag dalk 'n rushing wind wees. Dit mag dalk 'n stadige, sagte windjie wees. Maar hy gaan die sprinkaan van koers afwaai. En dan moet ons toelaat, gisteraand sien ek die reën. Ek was hierso om net so 'n bietjie stil te raak, en ek weet wat die Here vir my gegee het, en skielik reën dit, soos wat ek nog nie in Oudtshoorn gesien het nie, in die 3 maande wat ons hier is, en ek is gewaarsku, nee, dit reën. Julle is gewoond in Johannesburg aan groot druppels, broer Reinhard, ek gaan jou out. Maar ek sien hierdie groot druppels, en net van hier van die voordeur af tot by die kar, is ek sopnat. En ek word herinner, dat die reën en die wind sal weer kom, wanneer ons toelaat, laat ons weer terugkeer tot by die basics, verneder en bekering. So bekering is a change of mind, a change of heart, dis 'n verandering in jou optredes. So ek wil jou sê, as jy by, as jy in 'n jolplek uithang, 'n disco, ja, ek lees net nou die dag, van die My Godfathers, of wat is die plek waar die vroue, as jy in daai plekke uithang, wil ek vir jou sê, het jy regtig 'n change of heart gehad? Het jy waarlik jouself bekeer? Want as jy waarlik, en ek is bewus daarvan, asseblief hoor my, party ouens kom stadiger tot bekering, maar as jy die dag Jesus aangeneem het, dan sny ek daai definitiewe goeters uit. En ek sê, asseblief, ek's nie geestelik hoogmoedig nie, ek sondig ook nog. Maar my optredes probeer ek so gou as moontlik verander. Daai dinge wat wys aan ander, is hy regtig 'n kind van die Here? Volg hy regtig Jesus? Of is ek maar net geestelik hoogmoedig en dit lyk hier aan die buitekant? Ek skeer my bokleed, maar ek skeer nie regtig my hart nie. So Joel, as ons toelaat, laat die wind en die reën kom, dan sê Joel 2 vers 32, enige persoon wat tot die Here bid, sal gered word. Enige persoon wat met daai dringendheid, daai ween, wat sy, laat ek hom gou kry, met vas geween en roukla na die Here roep, sal gered word. Dan sê dit, die mense wat ontsnap, sal op die Sionberg en in Jerusalem wees. Net soos dit sê die Here. Hulle sal tussen die oorlewendes wees wat die Here geroep het. As die sprinkaan ingekom en hy het verwoesting in jou lewe gesaai, moet jy by die Here uitkom. Jy moet toelaat dat die Heilige Gees jou lewe verander. Jy moet toelaat dat die Heilige Gees oor jou reën, sodat dit wat die vyand kom steel het en opgeëet het in jou lewe, dat weer kan groei. Maar ons het toegelaat dat dingetjies in ons lewe verwoesting saai. So ek wil vra dat Bianca, as jy net so vir ons op die klavier kan kom speel, jou oë sal toesluit. Sluit hom toe ook sommer.
En ons staan op die vooraand van 'n groot geestelike deurbraak in hierdie gemeente. En ek sal dit aanhou spreek, want God het dit gesê, en if God said it, we believe it, and that settles it. God sal weer hierdie kerk stampvol maak, nie omdat ons die kerk wil vol hê nie, maar omdat mense tot inkeer moet kom. Mense moet weer hoor, ek het Jesus nodig, ek het 'n redder nodig. Maar Jesus, ons moet weer by die basics uitkom. Ons self verneder voor God, terugdraai en voor sy voete neerbuig. Ek wil jou uitnooi. As jy jouself bevind het op 'n plek waar jy toegelaat het, laat die sprinkane kom verwoesting in jou lewe saai. Dat jy weer by Jesus terugkeer na Jesus toe. By Jesus se voete neerkom. Want die woord sê, elke persoon wat tot die Here bid, sal gered word. Dis nie 'n of nie, sal gered word. En of jy verkeerde dinge doen, en of jy net toegelaat het, laat jy 2%. Jy lees nog Bybel. Hy is nie heeltemal van die pad af nie, hy sit nie hierso by hierdie plekke nie. Hy is nog elke Sondag hierso, maar jy toegelaat, laat die sprinkaan kom eet. Wil ek jou vra, kom staan hier voor, dat ons vir jou kan bid, saam jou kan staan. Die Here sê, hy sal die land weer herstel, en hy sal definitief sy gees uitstort oor sy mense. So ek wil vra dat elke ou nou sy oë sal toehou, en as jy iets wil doen, bid nou vir die mense om jou. Ek wil jou vra dat jy weer sal terugkeer tot die basics. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Teen harte werk, teen families werk, dat teen werksplekke werk, dat teen persoonlike lewens werk. Die Gees vaardig raak. Dankie Jesus vir u liefde. Dankie vir die verdraagsaamheid met ons as mens. Dat u 'n hart het vir ons wat so gereeld verkeerd kies, verkeerd loop, verkeerd wandel. Maar dankie Here vir die kruis. Dankie Here dat as gevolg van die kruis kan ons genade ontvang. Dankie dat ons kan terugdraai, al het ons net 'n bietjie van koers afgegaan. Here, vergewe ons dat ons lou geword het. Vergewe ons dat ons fokus verander het. Vergewe ons dat ons toegelaat het
Ons bid, Here, oor ons gemeenskap, Oudtshoorn, elke kerk, elke pastoor, elke dominee, Here, dat hulle met vrymoedigheid die waarheid sal preek. Here, en dat die Gees vaardig sal raak in ons kerke. Here, sodat mense nie meer vasgevang sal word in godsdiens nie. Here, maar dat hulle vry sal word van godsdiens en weer terug sal keer na Jesus Christus. By U voete sal hulle skuil. Dankie, Jesus, dat U oortuiging in mense se harte gee om hulle lewens te verander. Here, dankie dat ons oor mense hier kan bid wat verkeerde weë gevolg het. In die verkeerde kringe begin beweeg het. Ons bid, Here, dat U elkeen sal genadig wees. En Here, al is dit in sy binnekamer, hy hoef dit nie publicly hier te doen nie. Al is dit in sy binnekamer, sê U, as ons tot U roep, sal U ons red. Ons bid, Here, dat daar mense weer 'n diepe inkeer sal hê. Waarlik tot U sal roep, tot U sal nader en U sal hulle red. Here, maar so bid ek vir hierdie gemeente. Here, dat ons as Klein Karoo gemeente U sal nederig approach. Dat ons nederig tot U sal terugkeer. Here, ons verkeerde mindsets, ons ou complicatedness, bid Jesus dat U ons sal oplig, sal uitlig. Here, ons as gemeente wil terugdraai na Jesus Christus toe, want U is die senterpunt. U is die een wat uitweg gee. U is die een wat genees. U is die een wat geopende deure vir ons oopmaak. U is die ene wat lammes laat loop, siekes genees, blindes laat sien. Here, dat ons weer daai teken sal sien in hierdie gemeente. Die werking van die Gees. Want as die Gees beweeg, kan mense nie anders as om hulle self te verander nie. Ons bid dat U vaardig sal raak oor elkeen hier. Dis nie per toeval dat ons hier is nie. Dankie, Here, dat U in elke hart praat, elke gedagte vernuwe, en dat U ons sal seën in Jesus naam alleen. Hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, U is my bergvesting, die God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, die pyl wat bedags vlieg, die pes wat in die donker wandel, of die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy, en 10.000 aan jou regterhand, sal dit nie na jou toe kom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Op die leeu en die adder sal jy trap. Op die jong leeu en die slang sal jy vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien.